Welkom klein groep familie. Kom ons begin met iets eerlik. Wat is vir jou moeiliker? Om ander te dien of om self hulp te ontvang? Of het jy al ongemaklik gevoel toe iemand iets baie nederigs vir jou gedoen het? Ek wil graag hê julle moet julle gedagtes bietjie met mekaar deel. Johannes 13 begin met 'n ongelooflike stelling. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Moenie dit miskyk nie. Jesus kniel nie omdat hy swak is nie. Hy kniel omdat hy seker is. Hy weet wie hy is. Hy weet waar hy vandaan kom en hy weet waarheen hy gaan. En presies daar, in daardie sekuriteit, staan hy op, trek hy sy boekleed uit, neem 'n handdoek en begin voete was. Hier is 'n geestelike beginsel. Onsekere mense beskerm hulle status. Seker mense kan hulle status aflê. Die disippels het nog net voorheen gestry oor wie die grootste is. Dit lees ons in Lukas 22. Selfs aan hierdie tafel was daar ambisie. Niemand beweeg om te dien nie, want in hulle wêreld beteken laag buig, laer status. Maar in Jesus se koninkryk beteken laag buig, ware grootheid. Hy herdefinieer mag. Mag is nie om beheer te neem nie. Mag is om jouself te gee. En dan kom daar die ontstellende detail. Judas is daar. Jesus weet, hy weet presies wat kom. En steeds was hy sy voete. Dit beteken, Jesus se liefde is nie reaksionêr nie. Dit is beginsel gegrond. Hy dien nie omdat mense lojaal is nie. Hy dien omdat hy liefde is. Ek wil graag hê julle moet 'n bietjie saamgesels. Wat sê hierdie teks oor ware geestelike volwassenheid? Is daar areas waar jy jou posisie beskerm eerder as om te dien? Wat gebeur in 'n gemeenskap waar almal wag om bedien te word? Gesels lekker saam en probeer regtig baie eerlik hierdie vrae te beantwoord. Hier is iets diep simbolies. Johannes plaas hierdie toneel net voor die kruis. Dit is asof die kruis begin by die tafel. Voete was is 'n voorspelling van Golgotha. Soos Jesus hulle voete reinig, sou hy hulle harte reinig. Soos hy sy boekleed sou aflê, sou hy sy lewe aflê. Soos hy homself verneder, sou hy gehoorsaam wees tot die dood toe. Filippense 2 sê, hy het homself verneder en die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Die handdoek wys vir ons hoe die kruis lyk in verhouding. En dan sê Jesus iets baie sterk. As ek, die Here en die Meester, julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Dit is nie 'n opsionele ekstra vir supergeestelike mense nie. Dit is die kultuur van die koninkryk. Maar hier is die spanning. Ons hou daarvan om Jesus as redder te sien. Ons sukkel om hom as voorbeeld te volg. Dit is makliker om te sê, hy het vir my gesterf. Dit is moeiliker om te leef, ek moet vir ander sterf. En dan kom Petrus se weerstand. U sal nooit my voete was nie. Soms is ons trots nie net wanneer ons dien nie, maar wanneer ons nie wil ontvang nie. Om gedien te word vra nederigheid, om te erken jy het reiniging nodig. Jesus antwoord, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Met ander woorde, voor jy kan dien, moet jy eers ontvang. Voor jy 'n handdoek optel, moet jy erken, jy het genade nodig. Hier is die gevaar. Ons kan aktief dien, maar nooit werklik gevorm word deur Jesus se genade nie.
Ware diens vloei nie uit skuld nie. Dit vloei uit dankbaarheid. Nie ek moet bewys ek is goed genoeg nie, maar ek is reeds geliefd, daarom kan ek gee. Nou vir julle laaste gesprek. Waar sukkel jy om genade te ontvang? Is daar iemand wie se voete jy vermy om te was, emosioneel of prakties? Wat is die een konkrete daad van nederige diens wat jy hierdie week gaan doen, sonder erkenning? Wees baie prakties, nie net ek wil meer dien nie, maar wie wil jy dien? Wanneer en hoe? Gaan skryf dit ook neer. Gesels 'n bietjie saam. Nou wil ek hê julle moet saam bid. Bid dat Jesus julle trots sal ontbloot. Dat julle identiteit in hom gevestig sal wees. Dat julle tafels plekke van nederige liefde sal wees. En dan wil ek regtig hê elkeen van julle moet stilweg net by julleself ook bid. Here, leer my om te ontvang. Leer my om te kniel. Here, leer my om te ontvang. Leer my om te kniel. Voor die kruis was daar 'n handdoek. Voor die doringkroon was daar 'n bak water. Die wêreld meet grootheid aan hoe hoog jy klim. Jesus meet grootheid in hoe laag jy buig. Die vraag is nie net, is daar plek by my tafel nie? Die vraag is ek bereid om daar te kniel? Sien julle volgende week.